Goeiemôre julle, lekker om vanoggend hier by Dr. Daya Mosselbaai saam te wees. Dis 'n spesiale dag, dis 'n somersdag. Dis nagmaal, dis doop, die skole sluit amper. Ja, ons gaan ook so klein bietjie weg en toe in die week toe vra een van ons vennote vir my alweer. So ja, nee, ons sien uit om ook net so vinnige breekie te vat. As jou kinders so ver is, dan het jy nodig om by hulle uit te kom. So ons sien ook baie uit na dit. Dankie dat julle dit ook vir ons gun. Ons waardeer dit. Nou vanoggend gaan ons aan met ons reeks oor die Heilige Gees, storie van vervulling. So ons het eintlik in hierdie reeks nou 3 groot goed wat ons wil sê. Die eerste ding is, wat doen die Heilige Gees? Hy maak God die Vader en hy maak Jesus die Koning persoonlik teenwoordig by ons. In die week toe sê iemand vir my, hulle het dit nooit so gelees nie, daar Johannes 14 waar Jesus sê, is voordelig dat ek weggaan en dat ek dan vir julle ander trooster stuur. Net die verse daarna sê, en dan gaan ons by julle kom woon. God die Vader en Jesus by julle kom woon. So dis wat die Heilige Gees doen. Hy maak homself, God die Vader en Jesus persoonlik by ons teenwoordig. Die tweede week het ons gesê, nou hoe werk dit dat Paulus sê, maar as ons in Christus is, as ons 'n nuwe skepsel, kyk, die ou dinge het verby gegaan, alles het nuut geraak, en net daarna, dan sê hy weer, beklee julle met Christus, dan net daarna, dan sê hy, julle moet die vlees met sy begeerlikhede kruisig, julle moet dit aflê. Hoe werk dit? So ons het gesê, die Heilige Gees kom, hy kom skep die nuwe mens in ons, en dis hoekom Paulus sê, kyk, alles het nuut geword, en dan lei hy ons, en hy transformeer ons, om meer en meer en meer te word, wie ons klaar is. Dis hoekom Paulus ook skryf, in 2 Korintiërs 3, hy lei ons van heerlikheid tot heerlikheid, from glory to glory. Nou ons het in hierdie reeks ook nou nogal toevallig 'n klomp beelde gebruik, of nie 'n klomp beelde nie, 'n paar beelde. Ons het die eerste week gesê, ons is soos 'n seiljag. As jy kyk na 'n seiljag, ons het die hele tyd vir 'n videoetjie daar opgesit, dan as jy na 'n seiljag kyk, dan sien jy, al hoe daai seiljag kan seil, is as die seile in die wind gespan word. En toe het ons so 'n bietjie gepraat en gesê, ons bid vir onsself en ons bid vir ons gemeente, dat ons nie lui Christene sal wees nie, maar dat ons aktiewe Christene sal wees, dat ons daders van die woord sal wees, dat ons seile sal span, om saam met die Heilige Gees te gaan. Dis hoekom Paulus ook sê, word vervul met die Heilige Gees, dis 'n opdrag, dis 'n inspanning om te sê, Here, ek is deel van wat U doen in my lewe, en ek gee oor, ek is gefokus, ek koop die tyd uit, soos wat Paulus ook sê, sodat ek ingespan kan wees, om vol van die Heilige Gees te leef. Die tweede week het ons gepraat oor die beeld van 'n peloton, en ons het hier gemarseer en daai wat jy so in die peloton, jy weet, merk, en dan is almal gelyk, en dan marseer jy, want Paulus sê, as ons dan deur die Gees lewe, laat ons ook met die Gees in pas bly. Dis 'n mooi beeld, nee, die beeld van 'n peloton, bly in pas met die Heilige Gees. Nou vandag wil ek so 'n bietjie met jou praat oor die derde tema wat ons wil uitlig, en dis die tema dat God ook die Gees gestuur het vir sy groot missie hier op aarde, en dis om God se koninkryk hier op aarde te bring. So ek wil vanoggend nou nog 'n beeld gebruik, sodat ons kan verstaan, hoe werk hierdie missie, hoe werk die Heilige Gees, wat het Jesus oor die Heilige Gees in die missie gesê. So hier's die beeld. Dink gou, jy het lank op 'n plek gebly. Baie van julle wat nuut hier is, het lank op 'n ander plek gebly. Jy het daai plek goed geken, jy het geweet hoe werk dinge daar, jy het jou dokter gehad en jou mechanic, en jy het net die roetes geken en geweet hoe om te maak. En dan trek jy weg, en dan kom jy weer op die ou plek, na 'n lang tyd. En dan sien jy, dinge het verander. Dinge lyk anders, dinge is anders, dinge werk anders, en dan begin jy te wonder, wat het intussen tyd nou hier gebeur? Wat het gemaak
dat dinge so verander het? Dis 'n normale, logiese vraag. Wat het veroorsaak dat dinge so verander het en hopelik is dit ten goeie? Of dink gou, hier's nog 'n beeld. Dink gou aan 'n sportwedstryd. Jy sit en kyk 'n sportwedstryd op die TV en jy staan gou op om koffie te gaan maak of miskien iets wat langer vat. Sê net maar jy gaan maak 'n bietjie kos, 'n ligte ete en as jy terugkom, dan het die puntetelling radikaal verander. En dan wonder jy, wat het gebeur? Wat het intussen tyd gebeur? Nou vanoggend, as ons praat oor die Heilige Gees en die missie, dan wil ek jou na 2 skrifgedeeltes toe vat, so ek waarsku sommer nou al vanoggend vroegtydig. Ons gaan vanoggend redelik baie skrif lees, net omdat toevallig vanoggend hierdie skrifgedeeltes dit presies net sê soos wat dit is. Dit is soos 'n slaan die spyker op die kop, jy hoef nie te wonder nie, dit wat daar staan, verduidelik dit so mooi. So ons gaan lekker lees, so lees asseblief saam met my, konsentreer mooi saam met my. Nou, die 2 skrifgedeeltes waartoe ek jou vanoggend wil vat, is eerstens Johannes 7 en dan Johannes 20. Want hier's 'n scenario, as jy Johannes 7 lees, dan is dit soos iemand wat lank op 'n plek was en weggegaan het en teruggekom het in Johannes 20 en sê, goed het baie verander. So hoe dit verander? Wat het intussen tyd gebeur? En dit het alles te doen met wat Jesus sê oor die Heilige Gees en oor die groot missie van God. Nou kom ons begin by Johannes 7. Hoor gou, Johannes 7, 37 tot 39. Op die laaste dag, die dag van die groot dag van die fees, dit was die loofhuttefees wat die Jode gehou het Jesus gaan staan en het uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy, dis Jesus, van die Gees gesê wat die wat in hom glo sou ontvang. Die Gees was immers nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Kyk, so dis die eerste plek waar jy gebly het. Dis die eerste plek wat jy ken. Jesus by die loofhuttefees, hy praat, hy sê daar staan geskryf, strome van lewende water, hy het dit gesê van die Gees, maar die Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Die tweede skrifgedeelte, die tweede plek, dis nou na Jesus se opstanding. Hoor wat gebeur daar. Dit was al laat die aand, op die eerste dag van die week, die deure waar die disippels vergader het, was gesluit, uit vrees vir die Jode, dit was nou Jesus se kruisiging, die opstanding. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan, en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Kyk, hier's die scenario. Johannes 7, die Heilige Gees nog nie daar nie. Klomp hoofstukke later, Johannes eindig by hoofstuk 21, hoofstuk 20, Jesus blaas oor die disippels en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Nou, as ons net gou dink aan blaas, is interessant. Ons het dit in die eerste week al gesê, die Griekse woord en die Hebreëse woord vir gees, vir hoofletter gees, is ook beteken ook wind en asem. En hier sien ons, as dit by die Heilige Gees kom, dan blaas Jesus oor sy disippels en hy sê vir hulle, ontvang dit. Die vraag is, wat het intussen tyd gebeur? Wat het gebeur vandat Jesus by die loofhuttefees gesê het, almal wat dors het, kom drink, en daar staan geskrywe, strome van lewende water, en die Heilige Gees was nog nie, hy het gesê van die Gees, van die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. Wat het intussen tyd gebeur tot by Johannes 20? Nou oké, as ons die skrif lees, moet ons vra, ons moet dink. Nou dink gou 'n bietjie hier aan. As Jesus dan sê,
dat of hy, as Johannes dan skryf, Jesus het dit van die Heilige Gees gesê, want die Heilige Gees was nog nie daar nie. Dit klink amper asof Johannes so 'n bietjie die klits kwyt geraak het, nee, want onthou, die Heilige Gees was nog altyd daar. Reg in die begin, dis waar die skrif begin. Die skrif begin by Genesis 1 wat sê, alles was woes, dol en leeg, en die Gees het gesweef. En God het gespreek, en God het geskep. So wat bedoel Johannes hier, want die Heilige Gees was nog altyd daar. Wat Johannes hier doen is, Johannes gaan haal iets van die Ou Testamentiese profesie. Onthou, in die Ou Testament, toe het God al beloof deur die profete, verskillende profete, Jesaja, selfs die Psalm, Sagaria, Esegiel, daar het hy beloof dat hy sy Heilige Gees gaan stuur, en hy gaan dit op 'n nuwe manier vir mense gee. Hy gaan dit op 'n nuwe manier vir mense gee. Onthou, op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is, en daar's tonge van vuur, en daar's rukwinde, toe preek Petrus, vir die eerste preek wat hy gepreek het, vir die eerste bekeerdes daar, en hy sê vir hulle, onthou, Joël het gesê, in die laaste dae, die profeet Joël het gesê, in die laaste dae gaan ek my Gees uitstort op alle vlees. En dis waaroor Johannes hier opskryf, Jesus se woorde. Hy sê dat God gaan in die laaste dae, gaan hy sy Gees stuur op 'n ander manier, want in die Ou Testament was dit net op sekere mense. Dit was op Moses net, was op Joshua gewees. Daai ou wat die tempel gebou het, Bezaleel. Hy was, die Heilige Gees was in hom. Gaan lees dit bietjie Exodus, ek dink as dit 30, 31 daar rond. Bezaleel, hy het die Heilige Gees gehad. Dit was op sekere mense is gesalf vir sekere roepings en sekere take. En dit is waarvan Johannes skryf in Johannes 7, Jesus se woorde, as hy praat van die woorde by die fees, en hy sê, die Gees was nog nie daar nie. Die Gees was nog nie op hierdie manier aan almal gegee nie. Johannes 7, Johannes 20, dinge verander radikaal tussenin. Wat het daar gebeur? Iets moes gebeur voordat die Heilige Gees uitgestort word. Iets moes gebeur. En Johannes beskryf dit so mooi. Hy sê, die woorde wat hy gebruik is, hy sê, Jesus moes eers verheerlik word. Nou baie keer het Jesus dinge gesê, dan mense dit op een manier verstaan, maar dit het eintlik iets anders bedoel, dit eintlik iets anders beteken. Dis nie presies wat die mense gedink het, dit beteken nie. En dis hoekom ek vanoggend vir jou 'n lang gedeelte wil lees, sodat jy vanoggend kan hoor, wat sê Jesus van sy eie verheerliking? Dit wat tussenin moes gebeur, hoor gou verduidelik hy dit. Johannes 20, hy sê, daar was 'n aantal Grieke, ons gaan nou 'n lekker deel lees. Daar was 'n aantal Grieke onder die mense, wat gekom het om op die fees te aanbid. Hulle het toe na Filippus toe gegaan, wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra, meneer, ons wil Jesus sien. Want hulle het natuurlik baie van Jesus gehoor, van die wonderwerke wat hy gedoen het. Filippus het dit toe vir Andreas gaan vertel, en toe gaan sê Andreas en Filippus dit weer vir Jesus. Maar Jesus antwoord hulle, die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Onthou julle Daniël 7, die profesie oor Jesus, die seun van mens wat opvaar in die wolke, en hy ontmoet die oue van daar, en hy kry 'n ewige heerskappy. Die seun van die mens moet verheerlik word. Amen, amen. Ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel. Maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Wie sy lewe liefhet, verloor dit, maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, sal dit vir die ewige lewe behou. En ek dink hierdie disippels klaar gestres. Want hulle het gewag vir 'n Messias wat gaan kom, wat die Romeine gaan omverwerp ensovoorts, wat 'n nuwe heerlikheid gaan bring. En hier praat Jesus iets van verheerlik, maar hy praat dadelik van 'n koringkorrel wat moet val en sterf. Dan sê hy, as iemand my wil dien, laat hy my volg, en waar ek is, daar sal my diensknegt ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Hoor gou mooi is die skrif. Johannes skryf hierdie storie mooi op, hierdie evangelie. Hoor gou mooi is dit. Jesus praat met die disippels, die volgende oomblik aanhalingstekens, want Jesus bid. Nou ons dink, daar was dalk net iets van Jesus in die tuin van Getsemane, wat gebid het, en gesê het, laat die beker verby my gaan, maar hoor gou wat gebeur hier.
Nou praat Jesus met sy Vader, hy sê, nou is my siel ontsteld. Jesus se siel ontsteld. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Hier by die fees. Hy kondig nog net sy dood aan. Maar ek het tog juis, nou praat hy met die Vader, en sê, Vader, wat sal ek sê, red my uit hierdie uur, en dan sê hy weer, dis goed om met jouself te praat, en ek praat baie met myself, hy sê, maar ek het tog juis met die oog op hierdie uur gekom. Ek dink Jesus sê dit mos nou vir homself ook, want hy is God, nee, maar hy sê dit ook vir sy Vader, hy sê, red my uit hierdie uur, maar ek het tog met die oog op hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam. Ons dink, daar is ook net een plek in die Bybel waar God uit die hemel uit praat, en dis by Jesus se doop, maar hoor gou hierso, ja, ek kry so lekker. Hier praat God die Vader ook uit die hemel uit. Hoor gou wat sê hy, Vader verheerlik u naam, daar het toe 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Wat is dit? Sy naam. Ek het my naam verheerlik, deur Jesus te stuur, en die koninkryk aarde toe te bring en dit te begin, maar ek gaan dit weer verheerlik. En die skare wat daar staan en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag was. Maar dit was God se stem. Ander het gesê, 'n engel het met hom gepraat. Want Jesus nou weer, hy het met skare gepraat, met sy Vader, nou praat hy weer met sy skare. Hoor gou wat sê hy. Jesus het geantwoord, hierdie stem het nie ter wille van my gekom nie, maar ter wille van julle. God se liefde. Nou, hoor gou praat Jesus, nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Watter oordeel? Nou sal die heerser van hierdie wêreld uitgedryf word. Dis die oordeel. Die heerser van hierdie wêreld, die een wat die mag van die wêreld gekry, die vyand, nou sal hy uitgedryf word. En as ek van die aarde af verhoog word, dan sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê om aan te dui watter dood hy sou sterf. Jesus se verheerliking. Ek onthou, toe ek nou net so begin deel raak het van die AGS, toe het ons 'n liedjie gesing. Kyk, daai tyd het jy net 3 akkoorde gespeel, nê? Almal wat in daai tyd musikante was, sal dit onthou. Dis net 3 akkoorde in elke liedjie, is byvoorbeeld G, C en D. As daar 'n 4de akkoord bykom, it's magic. En ek onthou het ons ook gesing. Jy het begin alles op een ritme en jy het vir hom deurgevat, al die temas. En een van die liedjies wat ons gesing het was Lift Jesus higher, lift Jesus higher, lift him up for the world to see. Ken julle dit? Wie ken dit? Yes, like it. He said if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Lift Jesus higher. Hy sangleier het so gemaak. Marina, waar is jou moves? Okay, dan het hy oorgegaan. He is the King of Kings. En hy gaan, kom alle volke, klap met die hande. Is lekker, nee? Was makkelijk. Ons het minder geoefen, het net gespeel. Nou, daai tyd het ek gedink, as kind het ek gedink, Aitsa, ons moet die Here die hele tyd oplig. Ons moet mooi goed van hom sê, ons moet mooi goed doen, of ek weet nie wat nie, maar ons moet hom oplig, sodat hy mense na hom toe kan trek, en in 'n mate is daar waarheid, die oplig is, ons is deel van sy openbaring, nee. Maar wat het hy liedjie eintlik gesê? Die liedjie het eintlik gepraat van hierdie woorde uit Johannes 12 uit. Wat sê, as ek van die aarde verhoog gaan word, die kruis. As ek van die aarde af verhoog gaan word, onthou die kruis het sy prentjie was ook nie heeltemal soos ons dit ken nie, dit was op 'n koppie gewees of so, maar dit was nie eintlik heeltemal so hoog nie, maar dit was verhoog, maar bedoelende dit was nie so hoog nie, dit was op so 'n vlak dat mense nog steeds soos die soldate daar verby kon stap en hulle in die oë kyk en sleg sê ensovoorts, verneder. Maar dit was verhewe, en dis wat Jesus sê, as ek van die aarde af verhoog gaan word, sal ek almal na my toe trek. As ons praat
as ons begin praat oor wat het tussen Johannes 7 en Johannes 20 gebeur, dan is ons beginpunt om te sê, wat verander het, was Jesus se dood, sy bloed. Die skrif praat baie daaroor, ons het in die vorige reeks ook daaroor gepraat, sy bloed wat ons kom was het, sy bloed wat ons kom reinig het, sy bloed wat gekom het en alles nuut gemaak het, sodat alle vlees, hierdie gedeelte sê dit so mooi, Johannes sê dit ook in hy hoofstuk 7, hy sê, sodat almal wat in hom glo, gereinig kan word en die Heilige Gees kan ontvang. Daar moes iets gebeur. Daar moes iets gebeur. In die Ou Testament kon die Gees net op sekere mense kom vir sekere roepings, maar reg deur die Ou Testament beloof God dat hy sy Gees gaan uitstort op alle vlees. En nou sê Jesus, die Gees was nog nie uitgestort nie, want daar moes eers iets gebeur. Die scenery moes eers verander. Ek moes eers met my kruisdood, met my bloed, met my offer, alle vlees reinig met my bloed. Ons is hierdie jaar in Hebreërs, ons praat die hele tyd oor die hoëpriester. Hy is die hoëpriester wat gesterf het buite die tabernakel. Ons sal nog by dit ook kom in die Hebreërs sessies. Buite die tabernakel, en hy het ingegaan met sy bloed, met sy offer na God die Vader toe, in 'n tabernakel wat nie met mense hande gebou was nie, en hy het 'n offer gaan bring wat ons bedek. Nou kan ons ook ingaan met vrymoedigheid in die troonkamer van God. Maar nou kan sy Gees ook in ons kom woon. Nou ek sê dit omtrent elke Sondag, want dit is so. Die skrif is incredible. As jy gou dink, by die loofhutte fees, dit is die geleentheid, wat Jesus hierdie aankondiging maak, maar wat het hulle by die loofhutte fees gedenk? Hulle het gedenk dat hulle natuurlik uit Egipte verlos was, nee, dit was die Pasga en so, maar by hierdie fees het hulle spesifiek, the Feast of the Tabernacles, het hulle herdenk dat daar was 'n tyd wat hulle deur die woestyn getrek het en dat God vir hulle voorsien het en dat hulle in tente gebly het. Maar dis nie al wat hulle onthou het nie. Dis nie al wat hulle herdenk het nie. As nog iets wat hulle herdenk het. Onthou julle, toe Moses en die volk kom by die berg Sinaï, toe gaan Moses op, saam met God op die berg, en die heerlikheid van God is daar, en die heerlikheid van God, of in die heerlikheid van God, gee God vir hom die wet, hy gee vir hom die gebooie, hy gee vir hom ook die voorskrifte vir die tabernakel, hoe dit gebou moet word, saam met hierdie voorskrifte gee natuurlik vir hom al die offers wat daar moet plaasvind, want hierdie offers sou alles gereinig het, die diere was ook buite die tabernakel geslag, dan was die bloed ingebring, en die offers was gebring, alles was gereinig, sodat God se teenwoordigheid by sy mense kon kom woon. En dan op 'n dag, dink ek so 2 jaar, die geskiedenis sê dis so 2 jaar nadat hulle uit Egipte uit is, tabernakel is gebou en alles, op 'n dag trek God se teenwoordigheid in. En dan kom 'n wolkkolom, dit vul die tempel, daar's 'n vuurkolom in die nag nie, en alles omdat God by sy mense wou woon. Interessant, dat Jesus juis hierdie aankondiging maak van sy Gees, wat by almal gaan kom woon, op hierdie fees, want dit was wat hulle besig was om te herdenk, en dan kom Pinksterdag, en dan sien ons iets van the Feast of Tabernacles, nee? Ons sien iets van hierdie fees, op Pinksterdag, want daar's weer rukwinde, daar's weer tonge van vuur, en nou kom God se teenwoordigheid weer, maar nou hierdie keer is dit baie groter, en baie meer, want die bloed van Jesus het tussenin gebeur. Die bloed van Jesus, die offer van Jesus, het dit nou moontlik gemaak, dat alle mense van binne af gereinig kan word. Daai een skrif wat ons oor gepraat het, praat die hele tyd van, hy het ons gereinig van dooie werke en 'n slegte gewete. Hy het ons van binne af gereinig, en hy het dit moontlik gemaak, dat hy binne ons kan kom woon, want God wil by sy mense woon. Die skrif is so mooi, hè? Soveel detail. By hierdie loofhutte fees, the Feast of Tabernacles, maak Jesus hierdie aankondiging, terwyl hulle dit herdenk, dat hulle in tente gebly het, maar dat God ook in 'n tent kom bly het, en by hierdie fees sê hy, maar God gaan weer kom woon, maar hierdie keer op 'n ander manier. Hierdie keer meer, groter, volmaak.
sit dit nou ons sit dit nou gou so 'n bietjie een kant. Kom ons gaan bietjie aan. As ons vanoggend praat oor die missie van God en die Heilige Gees. Hoor gou, as Jesus in Johannes 7 sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dan skryf Johannes, Jesus het gesê, soos wat die skrif sê. Die woorde. Soos wat die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nêrens in die Ou Testament staan daai woorde presies so nie. Maar Jesus het gesê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, soos wat die skrif sê. Waarna verwys Jesus? Jesus verwys nie na een sin nie, hy verwys na 'n paar gedeeltes. En vanoggend wil ek gou vir jou een so gedeelte uitlig. Die boek of die profeet Esegiel is amazing. Onthou in Esegiel se tyd, die tyd wat hy geleef het, is die tempel van Salomo verwoes. Later is hulle terug na ballingskap, daarin sê die Babelse tyd, en die tweede tempel is toe herbou, maar hy was nou nie so spectacular soos die eerste een nie, en God se teenwoordigheid het ook nooit weer in die tweede tempel ingetrek nie. Esegiel was ook die een wat gesien het, hoe trek God se teenwoordigheid uit die tempel uit. Maar dan hiervan hoofstuk 40 af in Esegiel, tot aan die hoogtepunt, hoofstuk 47, dan begin Esegiel te profeteer. Dan profeteer hy, dan sê hy, daar gaan 'n tempel wees. En uit hierdie tempel uit, sy heiligdom uit, gaan 'n stroom vloei, 'n rivier. En dan sien hy hierdie profesie, en die eerste ding wat hy sien is, hy sien hoe gaan dit van die heiligdom af uit, dan sien hy, dan vat hy vir Esegiel, dan sy eers enkel diep. Daarna stap Esegiel, dan sy knie diep. Dan stap Esegiel, dan sy heuphoogte. En later is Esegiel heeltemal oorweldig deur hierdie stroom. En dan sien Esegiel dat hierdie rivier vloei uit die heiligdom uit die tempel uit. Hy vloei en oral waar hierdie rivier gaan, bring dit lewe. Daar's bome langs hierdie rivier wat vrugte dra, maar hierdie rivier is so amazing dat hy in die dooie see ingaan en selfs in die dooie see bring hy lewe. Na watter tempel verwys Esegiel? Na watter tempel verwys hy? God het nooit weer in die tempel ingetrek nie. Johannes skryf dat Jesus sê, strome van lewende water gaan vloei. Dit klink soos Esegiel, strome van lewende water, dit vat hande met dit. Maar terwyl Jesus dit sê hy ook dan nou, maar die Gees was nog nie uitgestort nie. Want die offer moes tussenin gebeur. Die offer van Jesus se bloed. En toe daai offer gebeur iets. Nou is ek en jy gereinig. En God stort op Pinksterdag sy Gees uit op alle vlees. Op alle vlees. En die teenwoordigheid van God, hierdie strome van lewende water, kom woon binne in ons. Onthou julle Johannes 4, Jesus met die vrou, Samaritaanse vrou by die put. Hy sê, as jy geweet het wie's ek, het jy vir my water gevra, fontein van lewe, sal in jou binneste wees. En Johannes 7, by die loofhuttefees, dan sê hy, strome van lewende water, gaan uit julle binneste uitvloei. Ek en jy is nou hierdie tempel wat Esegiel gesien het. Johannes 7, Jesus sê, strome gaan vloei. Nog nie gebeur, daar was nog nie 'n offer nie, maar toe is daar 'n kruis. Toe is daar 'n opstanding. Toe gebeur die oordeel oor die een wat mag het oor die wêreld. Hier, ek was vanoggend weer so gebless hiervoor terwyl ons gesing het, want op 'n stadium toe ons gou in die week oor vandag praat ons ook so vinnig oor die liedere en ewe skielik is dit sommer net in my gees. Ek sê vir Marina, kom ons sing op die einde, What a Beautiful Name. Sonder dat ek weet, vandag, terwyl ons dit gaan sing,
die woorde, en nou moet julle my help met dit, iets van the boast of sin and grave. Wat is die woorde? He silenced the boast of sin and grave. Dis die mag wat die vyand op ons gehad het. Hy kon ons die hele tyd aankla van die mag van sonde en die feit dat ons skuldig was, die feit dat ons met sonde bedek was en die plan van God in ons lewens gebreek het. Maar hier kom Jesus met hierdie offer en met hierdie offer maak hy die vyand stil. Dis sy verheerliking. Sy verheerliking is sy liefde aan die kruis. Hoor gou verder, wat skryf Johannes? Ek het dit al gelees, kom ons lees dit gou weer. Johannes 20, 21 en 22. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ek dink die disippels was in daai oomblik totaal en al oorweldig. Sê, Here, wat bedoel U hier? Soos wat U gestuur is ons ook nou gestuur. Hoe kan dit wees dat ons moet gaan doen wat U gedoen het? Maar Jesus sê vir hulle, hy blaas oor hulle, ontvang die Heilige Gees, hy sê, dis hoe ek julle bemagtig, dis hoe ek julle bekragtig, ek stuur my Gees. En as ons hierdie gedeelte lees, vanaf Johannes 7 na Johannes 20, waar die Heilige Gees op alle vlees uitgestort word, kan ons nie die missie van God skei met die werk van die Heilige Gees nie. Ons kan dit nie skei dat God ons nou gekies het as tempel, 'n fontein van lewende water, maar ook strome van lewende water, sodat ons hierdie stroom kan wees om lewe te bring oral waar ons gaan, selfs in die dooie see. Selfs daar waar dit dood is. Nou vanoggend wil ek dit net sê, jy sit miskien vanoggend hier, dis so belangrik, en daarom is dit so belangrik om Sondag hier te wees, want dan hoor ons hierdie woord, ons verstaan die woord, 'n geleentheid soos vandag waar ons saam gaan nagmaal gebruik, dit maak dit vas in jou lewe. Vanoggend wil ek dit so duidelik sê, dit is vanoggend so belangrik om te weet, ek en jy wat in Jesus glo, is goed genoeg om deur die Heilige Gees, om deur God gebruik te word. Hoekom? Want Jesus het 'n prys betaal om die mag van die bose oor ons te breek, sodat daai mag ons nie meer beheer nie, maar nou in Christus meer en meer, soos hy kan word, ingesluit by sy verlossingsplan en ingesluit by sy nuutmaakplan. Die Heilige Gees het gekom en die Heilige Gees het eerste my en jou droogte aangespreek, Johannes 4, nee, die vrou by die put, maar daarna wil die Heilige Gees nie net in jou werk nie, maar deur jou werk, om ook alle droogte rondom jou aan te spreek. Tweede tempel, of dan nou eintlik derde tempel, die tempel wat Jesegiel profeteer, it's us, dis ons, tempel van die Heilige Gees, 1 Korintiërs 3, 2 Korintiërs 6, ons is nou die tempel van die Heilige Gees, dit was al beloof daar in Levitikus 26. Dit het gebeur, dit het plaasgevind. Ons het hierdie reeks begin met die eerste week met kaptein, span jou seile. Nagel, span jou seile. Span jou seile, dat hierdie fontein aan die binnekant van jou, die volheid van die Heilige Gees, daar kan wees, en dat jy onder die invloed van die Heilige Gees kan leef, maar nagel, span ook jou seile, om bemagtig te word deur die Heilige Gees, om te sien wat God se plan en God se intensie met dit is. Kan jy dink, hoe lyk ons wêreld om ons, as die nuwe tempel van die Heilige Gees, wat hierdie profesie verstaan, en hierdie bekragtiging van God verstaan, as ons hierdie strome van lewende water regtig gaan uitleef in die wêreld rondom ons. Ek het dit eers vanoggend gelees nie. Na daai vers, 2 verse, sê vers 23, ek ken nou nie die presiese bewoording nie, maar dit sê iets van, as julle mense vergewe, sal hulle vergewe word. As julle mense weerhou van dit,
sal hulle dit weerhou word. Wat beteken dit? Teoloë het baie argumente daaroor, maar ek glo wat dit beteken is dat Jesus, omdat hy in daai selfde gedeelte sê, soos wat ek gestuur is, stuur ek julle nou, dat hy ons stuur met die boodskap, die verkondiging, die lewende water van sonde vergifnis en van bevryding en die lewe wat daar in die koninkryk van God is, sodat mense kan deel raak van dit. Ek dink aan Dawid, Dawid, toe hy so dans voor die Here en toe sê hulle vir hom, jy maak van jouself 'n bespotting. En al wat Dawid sê is, I will become even more undignified than this. Even more. Ons wêreld het ons so nodig. Ek gaan afsluit met 'n laaste skrifgedeelte. Paulus bid vir ons. Ek gaan vir jou in die Engels lees. Ons het dit al baie gelees. Kom ek lees hom gou weer. Want Paulus is net so dringend dat ons hierdie krag in ons moet verstaan. Hoor gou skryf hy dit, laaste skrif. Hy sê Efesiërs 1 vanaf vers 15. I pray. I ask the God of our Master, Jesus Christ, the glory of God, to make you intelligent and discerning in knowing Him personally. It starts there. Dis Johannes 4. Die fontein, my droogte. Dit begin daar. Your eyes focused and clear. Ons oë oop, verligte oë van verstand, sê die Afrikaans. So that you can see exactly what He is calling you to do. Grasping the immensity of this glorious way of life He has for His followers. Oh, the utter extravagance of His work in us who trust Him. Endless energy, boundless strength. Dan vat ons terug na Christus toe. Hy sê, all this energy, span die seile. All this energy issues from Christ. God raised Him from death and set Him on a throne in deep heaven, in charge of running the universe, everything from galaxies to governments, no name and no power exempt from His rule. And not just for the time being, but forever. He is in charge of it all. He has the final word on everything. At the center of all of this, Christ rules the church. En nou belangrik, the church, you see, sien dit? The church you see is not peripheral to the world. Die kerk is nie 'n groepie mense hier op die kant wat nou iets gevind het en onsself besig met hou met dit nie, want dit laat ons goed voel nie. Nee, die kerk is nie op die periferie nie, maar die kerk is in die center. The church you see is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church, and the church is Christ's body in which He speaks and acts, by which He fills everything with His presence. Kan iemand net amen sê? The church is Christ's body. And as we speak and as we act, soos wat hierdie stroom gaan, so vul hy alles met sy teenwoordigheid en die profesie van Esegiel en die woorde van Jesus in Johannes 7 en die bevestiging daarvan in Johannes 20 word waar. Hoor gou die laaste ding, sorry, ek kan nie ophou nie. Die laaste ding, Johannes 7, ek weet nie of dit 7 of 20 is nie, 20, daar waar Jesus oor hulle blaas. Hoekom het hy daar geblaas, maar die Gees is eers op Pinksterdag 'n bietjie later uitgestort? Onthou jy, toe God die mens gemaak het, toe blaas hy in Adam se neus in. En die mens word lewendig. Die mens spesie word gebore. En God stel hom aan in sy beeld, sy gelykenis, om te heers. As 'n geleentheid, waar Jesus dan, na die opstanding, nadat hierdie gebeur het, wat hy opstaan, uit die dood uit, en dan verskyn en sê vrede vir julle, en dan blaas hy oor hulle. Hoekom het Jesus geblaas? He recreated us in Christ. Ek glo, daai was die oomblik wat God die nuwe menswees aangekondig het. Ons gaan vandag mense doop, na die tweede diens. So kom terug, as jy kan. Ons gaan mense doop vandag. Nuwe lewe in Christus. Ek glo daai, toe Jesus blaas, was dit die aankondiging, die geboorte van die nuwe mens in Christus. En kort daarna word die Gees dan openbaar uitgestort. Kom ons sluit ons oë.
Here, vanoggend hoef ek nie als op te som met 'n gebed nie. U woord spreek vir dit self. Dankie vir dit wat tussenin gebeur het. Die mense het teruggekom en gesien, alles het verander. Want daar was 'n prys, daar was 'n offer. En u dit gedoen. Dit is volbring. We are covered by the blood of Jesus. U was waardig om die boekrol oop te maak, seels te breek. Die lam wat vir ons geslag was. Wettiglik, Here, het U ons niet gemaak, niet verklaar. Geen aanklag, geen beskuldiging meer nie. Here, saam met dit, hoor ons vanoggend U woord, reg deur hierdie reeks al wat ons roep om die seile te span. Lord, give us understanding. Give us understanding. Dankie dat ons nie meer hoef te bid, come Holy Spirit, asof U ver is nie, want U woon in ons. Maar come Holy Spirit, omdat ons engage met U. Omdat ons sê, come Holy Spirit, onder U invloed. Onder U leiding. Come Holy Spirit, vervul ons vol van die Gees. Maar ons weet ook, dis nie net random geleenthede, ons net wag vir dit nie, maar dis 'n inspanning. Dis 'n span die seile, dis 'n beklee julle met Christus, dis koop die tyd uit, dis word vervul met die Gees. Dis lê die begeerlikhede af. Julle wat deur die Gees wandel, wees nou ook in pas met die Heilige Gees. Here, saam met dit volgende bid ons, weet ons hoef dit nie uit ons eie krag uit te doen nie, dis 'n oorgee, dan doen U dit. All this energy issues from Christ. All this energy, ons kan dit nie doen nie, U doen dit in ons deur die Gees, as we surrender, soos wat ons inspan. Voordat ons vanoggend die nagmaal gebruik, wil ek jou vra om net jou oë so gesluit te hou. Miskien is hier vanoggend mense wat sê, daar Johannes 7 sê dit so duidelik. Hy sê, elkeen wat in hom glo, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Glo beteken 'n klomp goed. Dit beteken, ek kom tot geloof. Ek glo wat God sê. Ek glo alles oor sy koninkryk. Ek glo hy my lei. Ek glo hoe hy my roep om te leef. Dis wat glo beteken. Miskien sit jy vanoggend en jy sê, vanoggend, ek wil ook in Jesus glo. Ek wil ook gewas word met die bloed van Jesus. Dan wil ek volgende eerste vir jou bid. Wil jy nie net daar waar jy sit, net jou hand opsteek? En net sê, gesluit my asseblief in by hierdie gebed. Dankie, as dis hande wat opgaan. Is daar nog mense voor ons bid? Sê ek glo in Jesus. Here, ek bid volgende vir elkeen wat reageer op hierdie woord. Elkeen wat na U toe kom. Elkeen wat U boodskap hoor en sê ek glo. Ek kom tot geloof. Dankie Here dat U hulle nou was met U bloed en reinig. En dankie dat hulle ingesluit is, Here, by wat U gedoen het toe U gesê dis volbring. Dankie dat daar vanoggend verligte oë van verstand is om U te sien, om U koninkryk te sien, om die nuwe mens lewe te sien. U het 'n nuwe en 'n lewende weg geskep waarop ons kan wandel. Dankie Here vir nuwe geesgeboortes vandag, soos U gesê het, hulle sal uit die vlees gebore word, uit water, maar ook uit die gees. Dankie vir dit vanoggend. Here, dankie ook dat ons as gemeente vanoggend kan deelneem aan die nagmaal. Here, dit wat U vir ons gedoen het. Dankie vir die nuwe menswees waarvan ons deel is. Vanoggend, Here, kom gee ons onsself ook vir U missie. Ons kan nie U Gees werk in ons en die missie van mekaar skei nie. Here, U maak ons
deur u invulling, deur u volheid, deur u bekragtiging, maak u ons deel van hierdie missie. Mag waar ons gaan in Mosselbaai, in ons omgewing, strome van lewende water bring. In Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan vir jou volgende geleentheid gee om deel te neem aan die nagmaal. So hier voor is 'n tafel aan die kante. Kom ons gee mekaar geleentheid.